Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Die tema vir oggend, glo ek, gaan jou hart tref, soos dit my hart getref het. Hart, H-A-R-D, en dan hart, H-A-R-T. Jou hart tref. Johannes 15 vers 13. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Iewers het ek my vasgeloop in die mooiste, die mees asemrowende gesig. Jy weet, soos daardie as die son opkom oor die berge, en jy vol hoendervleis is, en trane oor jou wange loop. En dit is nie om dit koud is nie, ook nie omdat jy hartseer is nie. Dit is net so mooi, dat jou siel oorspoel word met die grootheid van mooi. Of jy weet mos, wanneer 'n baba stootwaantjie verby jou gestoot word, en 'n mamma en 'n pappa koer oor die bondeltjie liefde, onder die sagte kombersies. En dit voel vir jou op daardie oomblik, of miljoene engele deur jou hart gevlieg het. Of natuurlik vir my, maar eenvoudig net, as ek op Stilbaai se strand met my voete diep in die sand kan trap, daardie lekker wegsing gevoel, tot ek nie meer op Lappiesbaai loop nie, maar op die tapuit se soemtrap van my Jesus, waar ek digby teen hom dans. En so gevoel het my getref. Ek het baie Johannes 15 vers 13 gelees, maar daar kom 'n oomblik waar jy die woord van die Here lees, dat iets net in jou gemoe word, wat jy nie kan beskryf nie. Dit is so vars, dit is so mooi, dit is so nuut, dit is so kragtig, dit is so lewensverander. Baie keer kon jy dit gelees het, maar op een oomblik word dit vir jou nuut. Johannes 15 vers 13. Geen groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. En ek het net gestaar, gekyk na hierdie skrif. En nadat die trane oor my wange begin loop. Ek het dit afgevee, en ek het diep net 'n sug gegee. 'n Sug van soveel verligting, van hierdie asemrowende mooi. En ek het dit oor en oor gelees. Geen groter liefde. Geen groter liefde. Ek dink dit het naderhand so deur my hele wese gespoel. Verstaan jy? Daar kan nie groter liefde wees as dit wat Jesus vir jou gedoen het nie. Nie net sy liefde gegee het nie, maar sy hele lewe. Besef jy werklik hoe 'n kruis en 'n kroon saam een is? Hulle wou Jesus met alle mag gekroon het. Hy het net gesê nee, want in sy hart het hy geweet, sy purpose is eerste die kruis en dan die kroon. En toe vat Heilige Gees my. Ons wil liefgehê word om te kan lief hê. Is dit so? En nog dieper praat hy so, dan is dit mos eintlik selfliefde. Hemel tog, ek kon nie asem kry daardie dag nie. Verstaan jy nou die grootheid van liefde? Hy het gegee, voor jy hom kon lief hê, met die risiko, al sou jy hom nie lief hê nie, sou hy nog sy lewe en sy liefde gee. Mag jy ook jou vasloop in jou lewe, in die asemrowende gesig van God is liefde, en liefde is God. Hier is die bewys van geen groter liefde nie. Niemand wat jy ken, het hulle lieflingkind vir jou gegee, sodat jy by God se liefde kan uitkom nie. Niemand. Vertel my van die een vanoggend, wat vir jou aan 'n kruis gehang het. Vertel my van die een vanoggend, wat vergewe, al is alles aan hom gedoen. Vertel my van die een vanoggend,
wat vir jou alles volbring het. Verstaan jy? Wanneer jy die bloed van Jesus drink vanoggend, sal jy geen groter liefde ooit binnekant in jou kan inneem nie. As jy hierdie liggaam van Jesus eet vanoggend, sal jy deur geen groter liefde ooit genees kan word nie. Mag jy dit bedink en mag jy vanoggend die asemrowendheid sien van geen groter liefde nie. Geen groter liefde nie. Nêrens, eers sal daar 'n groter liefde kan wees as wat God vir jou het, as wat Jesus vir jou aan daardie kruis uitgeroep het, dit is volbring nie. As wat hy vir jou gesê het, hy wil nie hê soos 'n weeskind rondloop nie. Hy, wie God self is, sal binne jou kom bly. Sit nou so 'n bietjie jou hand net so op jou hart, op jou wese, en erken net saam met my, geen groter liefde kan nog ooit deur hierdie hart van my gegaan het, as syne nie. Amen.